Voorbeeld. Ons lees Hebreërs 13 vers 7 tot 8. Die Nuwe Testament vertel vir ons van Jesus, sy lewe op aarde, wat hy vir ons beteken het. En dan is daar al die briewe van Paulus, Petrus, Jakobus en ander wat ons leer oor die Christelike lewe. Hulle gee riglyne oor hoe dit 'n gelowige betaam om sy lewe in te rig. Maar vir my, een van die mees treffende aspekte van die Nuwe Testament is die interessante mense wat jy daar ontmoet. Paulus, Petrus, Timoteus, Matteus, Filemon, Johannes, Stefanus, Lydia, Priscilla. Watter wonderlike voorbeelde het hierdie manne en vroue nie vir ons gestel nie. Ja, Paulus het baie geskryf en sy briewe is uiters belangrik om ons te leer van wat reg is. Maar die voorbeeld wat hy gestel het met sy lewe is van onskatbare waarde. Dieselfde geld natuurlik vir die ander ook. Die Hebreërskrywer wil dit vir ons op die hart lê om te kyk na hierdie mense se lewens en die eienskappe wat hulle daarin uitdra na te volg. Vat nou maar vir Paulus as voorbeeld. Hy was 'n geharde fariseer en hierdie nuwe Christensekte het ingedruis teen alles wat hy deur die jare geleer het. En toe ontmoet hy vir Jesus op een van sy wrede vervolgingstogte op pad na Damaskus. En hy kom kragdradig tot bekering. Van toe af werp Paulus al sy kragte in die stryd om die evangelie te verkondig. Absoluut niks het in sy pad kom durf staan nie. Toe hy dit eers in sy kop kry om die evangelie na die heidenwêreld uit te dra, het hy verskeie sendingreise onderneem, wat dikwels jare lank geduur het en uitmergelend was. Teestand was vir Paulus die alledaagse, en dit het al gekom uit sy eie geleerdere, sy medegelowiges, wat nie tevrede was met sy metodes nie. Maar die teenstand wat hy sou kry daar in die vreemde, was ongekend. Dit was veral die Jode wat met alle geweld van hom ontslaaf wou raak. Talle male is hy uit 'n stad uitgejaag, in die tronk gesmyt, geslaan, selfs met klippe bestook, so erg dat almal by een geleentheid gedink het dat hy dood is. Hierdie dinge het Paulus egter nie afgesit nie, maar eerder aangespoor om nog harder te werk. Ten spyte van al die swaar kry, sien ons Paulus as iemand wat die lewe as 'n lied beleef het. Toe hy en Silas, 'n mede-prediker, eenmaal deur die owerhede gearresteer is hulle in 'n stinkende, vuil kerker aan kettinge vasgeboei. Maar eers nadat hulle met swepe foos geslaan is. In die grootste pyn het hulle daar in die stikdonker gelê en hulle self jammer gekry. Jammer gekry? Nee, nie Paulus nie. Hulle het gelê en sing vrolike lofliedere tot eer van God. Nooit het ons gehoor dat hulle God verwyd vir dit wat met hulle gebeur het nie. Later sien ons Paulus waar hy in die gevangenis in Rome beland. Aanvanklik was hy net onder huisarrest, maar later is hy in die tronk opgesluit. Paulus het nie in sak en as gaan sit nie, maar hy het die tyd uitgekoop en begin briewe skryf aan talle gemeentes wat hy en sy medewerkers oor die wêreld gestig het. Nooit sien ons 'n enkele klagte in hierdie briewe oor sy haglike omstandighede nie. Maar ons sien blydskap wat borrel uit hierdie merkwaardige man. Wat 'n wonderlike voorbeeld vir elkeen van ons om na te volg.
Hoe dikwels kerm en kla ons nie oor ons omstandighede nie. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly, skryf Paulus terwyl hy in die tronk krepeer van die ellende. Stefanus is 'n ander voorbeeld vir ons vandag. Terwyl hy gemartel en met klippe doodgegooi is deur sy eie mense vir die verskriklike sonde om 'n Christen te wees, bid hy dat die Here sy moordenaars asseblief moet vergewe. Hoe aangrypend. Hoe vergewensgesind is ek en jy? Petrus is ook een van my groot helde uit die Nuwe Testament. 'n eenvoudige, rowwe visserman wat besluit het om Jesus te volg. Hier is 'n voorbeeld van 'n doodgewone mens, nes ek en jy. Iemand wat ook maar nes ons gewemel het van foute. Petrus het baie groot ideale gehad, maar dikwels het alles verkrummel tot as. Hy het homself gesien as die een wat Jesus sou volg en beskerm tot die bitter einde toe. Maar toe die diensmeisie hom vra of hy vir Jesus ken, is al sy waagmoed skoonveld weg. Petrus is die een wat onomwonde verklaar dat Jesus die Seun van God is. Maar later, as Jesus hom vra of hy hom liefhet, dan bars Petrus in trane uit. Sy liefde skiet so ver te kort. Nogtans sien ons later dieselfde bang, ongeletterde Petrus, waar hy onverskrokke voor die hoogsgeleerde, intimiderende Joodse raad getuig en hulle selfs aanvat op hulle eie terrein en vir hulle presies vertel waar Dawid die wortels gegrawe het. Petrus het nou nie meer op sy eie krag staat gemaak nie, maar op die Heilige Gees. As ek byvoorbeeld vir een oomblik op my eie krag sou staat maak om hierdie dagstukkie te skryf, dan sou ek liderlik in die stof byt. Ons moet, soos Petrus, leer om die Heilige Gees te vertrou, om ons te lei in die lewe en ons krag van hom te kry. Dan sal ons nooit nodig hê om bang te wees om die evangelie te verkondig nie. Selfs al is ons ongeletterd. Kom ons leer vandag van die groot manne en vroue in die verlede en pas die wonderlike voorbeelde wat hulle stel toe op ons eie lewens. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir sulke wonderlike voorbeelde wat Paulus, Petrus en al die ander vir ons gestel het. Leer my asseblief om hulle voorbeeld na te volg. Amen.